Goeiedag, dis 28 April en vandag, terwyl ek so werk hier op die kant, is my TV besig om te loop, nie my TV nie, hier op die laptop. En ek kyk die besoek van King Charles hier aan president Trump. Hy was vanoggend daar by die White House vir 'n funksie en daarna het hy gaan toespraak lewer by Congress. En ek luister toe so die toespraak wat hy lewer en dit slaat my memories weer terug. Ek kan nie glo dit is al 30 jaar terug wat ek vir King Charles ontmoet het toe hy nog 'n prins was. Net vir een dag, ek het nog nie langer as dit ontmoet, net vir een dag. Sê maar wat Queen Elizabeth daai tyd was, ek het haar ontmoet vir 4 of 5 dae, kan nie meer onthou nie, was ons deel van haar span wat haar beskerming gedoen het toe sy in Suid-Afrika was. Maar nou kyk jy so terug na hierdie ouens, soos King Charles nou, 30 jaar terug was hy 'n prins, en obviously die royalty, hulle bly mos maar nie royalty. En daar gaan hulle aan. En vandag, toe ek hom nou oor praat, sy toespraak gee, klink nog presies dieselfde as wat hy geklink het 30 jaar terug. Ek luister nie baie van sy toespraak of iets nie, maar is die manier van praat en al daai goeters, vat jou onmiddellik terug na waar ek was daai dag toe ek met hom in sy omgewing, in sy teenwoordigheid was. Wat ek wel opgeleid het daai tyd, en kon sien daai dag, dit is 'n baie intelligente persoon. Hy weet van alles wat in die wêreld aangaan. Hy kan oor enige topik praat. En hy weet wat aangaan. Dieselfde met Queen Elizabeth, sy was ook die vermoë gehad om met oor enige topik te praat. En daai 4-5 dae wat ons haar beskerming gedoen het sy met so baie mense in kontak gekom van almal wat haar ontmoet en so aan. En man, ek kan nie glo hoe diverse die topics is waar hulle skuif van een na die ander sonder dat sy eers hakel of vasvra of eers uitvind wat gaan aan nie. Sy weet van alles. Of daai tyd geweet van alles. Sy was in Suid-Afrika. Ek weet nie wat 95 of 96 was nie. Ek vermoed 96. Ek weet Prins Charles was daar in 96 toe ek hom ontmoet het, maar ek kan nie onthou, ek dink die Queen was daar in 95. Toe ons haar beskerming gedoen het. En een ding wat ek kan onthou, as ons rondry met die beskerming van die Queen, dat teen 3 uur die middag, tussen 3 uur en half 4 uur die middag, kan ons nie op die pad wees nie. Dan moet ons by 'n plek wees, en die plek moet high tea aanbied. Teetyd. So, wat vir ons lekker was, die beskermingsspan, jy moet saam met hulle wees die hele pad. So, daai plek wat high tea aanbied, hulle pak alles uit, want ons die Queen moet kom besoek, en daai tyd Prins Charles. Prins Philip, by the way, ek het hom 3 keer ontmoet. Prins Philip was saam met haar een keer met die 3 tot met die 4-5 dae besoek, en hy was weer in Suid-Afrika op 2 afsonderlike geleenthede vir 1 dag op 'n slag, wat ons sy beskerming gedoen het. Maar die lekker ding is, as jy nou uithang met daai mense, hulle stop by plek wat nou IT president vaar, jy moet daar staan saam met hulle, langs hulle, so jy moet ook maar koek en tee vat, broodjies en snackies en goeters. Dit was altyd die lekkerste deel van daai tipe werk wat jy moet ons inblend by hulle en so aan. So ek kyk nou weer hierdie toespraak vandag, en jy sien daai stem van King Charles, die manier van hoe hy praat, slaat my net so tussen die oë weer. Dit is presies hoe ek hom onthou daai tyd, en ek kan nie glo dit is al 30 jaar terug nie. En 'n mens kan so goed onthou nog nie. So, dit is maar iets interessant vir my van die dag. Sien julle later.